En die Here groet jou genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom maar sit. En as ons tot God nader, dan wil ons natuurlik weet, maar wat vra die Here van ons? Wat is sy opdrag? Hoe nader ons tot hom? En ons gaan ook verder in die prediking kyk, wat is die sleutel om tot God te nader? Maar ons lees in Matteus 22, dat die Sadduseërs hoor dat Jesus toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So dit is die groot gebod, nee? Die 10 gebooie word saamgevat. Die eerste tafel, liefde vir God, my hele hart, alles, my hele wese. En die tweede tafel, liefde vir mekaar. En ons het die Here so lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons moet eintlik net kanale wees van sy liefde. Sy liefde moet net deur ons vloei. Ons moet sy liefde ontvang en weggee. Teruggee aan God, weggee aan mekaar. Dis wat die Here van ons vra. Skriflesing is Genesis 5. Ons gaan lees verse 1 tot vers 24. Genesis 5 vers 1 tot 24. Ek lees uit die 1983 vertaling. En ons fokusvers vers 24. Genesis 5 vanaf vers 1. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mense geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hy hulle geskep en hy het hulle geseën en hulle mens genoem toe hulle geskep is. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set van gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Mens sien die effek van die sondevalle was nog nie so groot hier gewees nie. Mense het nog baie oud geword. Dan vers 9, toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered. Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Jered 162 was, het hy die vader geword van Henog. Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe geneem. En dis die vers waarop ons fokus, soos dit ook staan in die 53 vertaling, en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Ja, nou hierdie afgelope tyd nou besig met die reëlings van my ma se begrafnis. En ons moes Woensdag ons ook deurgaan Pretoria toe om daar by die begrafplaas te gaan teken dat hulle my pa se graf oopmaak, ons 'n dubbele graf waar my ma ook begrawe gaan word donderdag as die Here se wil is. En as jy nou so werk met begrafnis, en dan dink jy ook aan grafstene, nee, en wat skryf mens op 'n begrafnisbrief, op 'n grafskrif, op grafstene?
wat skryf mens daar? Nee, en dan dink mens ook, wat mense, en as jy dink ook eendag as jy sterf, wat sal die mense jou onthou? Nee, wat sal hulle op jou begrafnisbrief skryf, of op jou grafsteen? Wat sal hulle skryf? Nou, ek het al 'n paar snaakse goed ook al gelees, byvoorbeeld een ou, het gesê, here lies Johnny Yeast, forgive me for not rising. Nee, sulke goeders, of jy kan, ek het ook een keer so gelees, 'n grafsteen, maar was 'n bietjie ver gewees, en ek sien toe daar staan vet vermaak. Toch is dan sleg om dit nou te skryf op graf, moet ook nader kom toe sê L met sulke krulletjies geskryf, sal ek wel vermaak, en so. Maar waarvan sal die Here, of die mense jou onthou? Dat jy baie geld gemaak het? Dat jy die mooiste tuin in die omgewing gehad het? Of jy die lewe geniet? Wat sal hulle skryf op jou grafsteen of in jou begrafnisbrief? Nee, waarvan mense jou sal onthou. En ek dink dit is baie belangrik, net mense daaraan dink, nee. En dan sien ons hier nog, nee, hy het 'n wonderlike grafskrif. Okay, hy het nou nie, ons weet hy het nie gesterf nie, maar kom ons het hom 'n gedenkplaat opgerig. Daar's 'n wonderlike inskripsie, nee, en dit is hier die Genesis 5 vers 24. Nee, Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dit is allemaal wonderlike om dit van Henog, dis wat ons van Henog kan onthou en weet. Hy het met God gewandel en was daar nie meer nie. Dit wat ek sal graag wil hê op my grafsteen of begrafnisbrief. Hy het met God gewandel. Nou wonder mens nou hoe het Henog, hoe was dit gewees, hoe het hy het reg gekry? Wat is die sleutel om met God te wandel? En dan kry ons 'n aanduiding in die Nuwe Testament, Hebreërs 11 vers 5. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Nee, die sleutel is, wat is die sleutel om God te behaag? Nou, ons sien dit al reeds daar, nee, wat die sleutel is, maar om te duidelik te kan verstaan wat die sleutel is om God te behaag, wil ek eers bietjie kyk na verkeerde sleutels, verkeerde dinge wat ons maak, 'n sleutel om God te behaag. Eers bietjie kyk na hoe ons mense, ons kerkmense dit kan skeef trek, en dit 'n sleutel maak om God te behaag, wat nie die sleutel is nie. Nee, daar is so 3 verkeerde sleutels waarop ek wil wys. En dan, die eerste is dade. Nee, ons voel, ons moet God dien met ons dade. Nee, ek moet dinge doen. Nee, ek moet my kerklike bydrae gee, ek moet erediens toe kom. Nou hierdie sleutels, nee, wat ek nou gaan noem, is nie verkeerd nie, is belangrike dinge in jou verhouding met die Here. Belangrike sake, maar dis nie die sleutel nie. As jy nie die sleutel eers gevestig het in jou lewe nie, gaan die dinge skeef getrek word, en gaan dit nie help nie, gaan dit nie veel betekenis hê nie. So dade, ons kan nie dade die sleutel maak om God te behaag nie. Want in Galasiërsbrief skryf Paulus, Galasiërs 3 vers 10 en 11, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. So as jy wil dade die sleutel maak om God te behaag, om met God te wandel, nee, dan moet jy perfek wees. Dan niks fout, jy mag niks fout doen nie. So ons is almal onder die vloek. So die dade is nie die sleutel om God te behaag nie. Dis 'n belangrike rol in die lewe van 'n Christen, as dit net nou sien, maar dis nie die sleutel nie. Nog 'n manier wat mense gebruik baie keer in die kerk is aanbidding. Om God te behaag moet ek God aanbid, loof en prys. En dit is belangrik. Maar as die fundament nie reg is nie, gaan dit nie werk nie.
Want op 'n stadium praat Jesus, die fariseërs en die skrifgeleerders kom na hom toe en sê vir hom, hoor hierso, jou disippels, hulle was nie hande, daai seremoniële handewassing, hulle hou hulle nie aan die wet nie, nee, hulle hou nie aan aanbidding, hoe hulle dit uitgewerk het, die Joodse leiers nie. En dan sê, hoekom doen jou disippels dit nie? En dan sê Jesus in Matteus 15 vers 7 tot 9, geveinsde reg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So aanbidding kan nie die sleutel wees nie, want baie keer kan ons God aanbid, loof en prys, maar my gedagtes is nie eers by wat ons sing nie. Ek hoor daar 'n vals noot. Daar was die klavier nou te sag. Ja, die drom het nou te laat ingekom, weet sulke goeters nê. En jou hart is ver weg van wat jy besig om te doen, om God te aanbid en te loof en te prys. Nou help dit niks, dan is dit dieselfde, maar te vergeefs vir julle my deur leringe, nê, met hulle mond, my lippe, maar die hart is ver van my af weg. Of ek loof en prys die Here en ek dink, en ek sit in die erediens, maar waar is vir jou gedagtes? Ja, dalk dink ek nou weer aan Malcolm Marx se 3 gister, was hom netjies geweest, nê. So iets. Hoop die hoender gaan groot genoeg wees vir middagete vir almal wat kom. Sulke dinge, nê? En dan mis jy dit. Mond, lippe, maar hart is nie daar nie. So aanbidding kan ook nie die sleutel wees nie. Dit is belangrik, nê? Dit is belangrik dat jy hier moet wees om die woord te hoor, maar wat is die sleutel? 'n Derde een is godsdiens. Nee, ons maak godsdiens die sleutel. Godsdiens is mos nou forme wat jy moet nakom. Nee, en jy voel verplig om dit na te kom. Nee, en die ouderling kom doen huisbesoek en sê maar hoekom het jy nie daar nie? Hoekom was jy nie daar nie? Hoekom nie nagmaal gebruik nie? Hoekom nie? Dit is belangrik, maar dit is nie die sleutel nie. Want godsdiens kan ook maar net leringe van mense wees. Nee, ons maak dit baie maklik leringe van mense. Ag, ek onthou nie verlede nê. Dis ek nou 'n ou voorbeeld nê, is 'n goeie beskeie vrou dra 'n hoed in die erediens. Ek het selfs gehoor by jou huisgodsdiens nê, het van die vrouens dan die vadoek gevat en op hulle koppe gesit as 'n huisgodsdiens gehou is. Verstaan jy, dit kan sulke goeters geraak. Godsdiens, dinge wat jy verplig voel om te doen. Ek moet dit doen. So godsdiens, nee, dis nou hier, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Dit kan maklik, godsdiens kan maklik leringe net van mense wees. En dit was nie wat God soek nie. So dis ook nie die sleutel om God te behaag, om met hom te wandel nie. Nou, God soek nie ons godsdiens nie, maar hy soek 'n verhouding met ons. Nee, en soos ons net nou eintlik al gelees het, wat is die sleutel? Geloof. Daai geloofs-vertrouensverhouding. Hebreërs 11 vers 5 en 6, deur die geloof is hy nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneem het hy die getuienis ontvang dat hy God behaag het, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God nader moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So jy moet werklik glo. Dit is die sleutel om God te behaag. Glo dat God is wie hy sê hy is in sy woord. Glo dat hy ook sal doen wat hy sê in sy woord hy sal doen. Glo dat sy beloftes vir jou, vir ons as gemeente waar is. 'n Vertrouensverhouding. Dis 'n sleutel. Nee, geloof. Alles begin by God, geloof. Werklik te glo dat sy woord waar is, en dis wat Martiens ook na verwys het, nê, die woord, nê, wat lewe gee. En ons kan vra en klop, en laas Sondag was dit nogal die teksgedeelte wat gebruik is, heilige vraers wees. Nê, glo jy werklik wat in die woord staan? Lewe jy elke dag vanuit God se woord? Dis die sleutel.
As jy werklik glo God se woord, dat God is wie hy sê hy is, hy sal doen wie hy sê wat hy sal doen, en as sy woord, sy beloftes waar is, as jy dit glo, dan val al die ander 3 dinge wat ek genoem het in plek. Nee, dan gaan lewe jy ook vanuit die geloof. Dan aanbid jy ook God vanuit hierdie vader-kind verhouding met hom in sy woord. Dan doen jy dinge maar die Here met jou praat of jou sê wat jy moet doen. Dan is jou gesindheid, jou hart by hom. Die woord wandel hier in Hebreëus. Die woord wandel in Hebreëus beteken letterlik in vers 4, Genesis 5 vers 24, 'n gelowige wat voortdurend God se leiding volg in alles. Nee? So jy is 'n gelowige wat God se leiding in alles gedurig aan mekaar volg. So dis nie net vir hierdie uur hier en dalk vanaand nou ook as jy weer kom nie. Dis vir 7 dae 'n week. Volg jy God se leiding voortdurend. Nee, ek dink wat ek dit net so prakties kan voorstel. Ek het so 'n paar Mighty Men konferensies bygewoon van hom Angus. Nee. En dan duisende manne wat saamtrek. En dan wat, en ek onthou daai een keer het hy gepraat wat my so uitgestaan het, hy sê, as hy die bankbestuurder gaan sien, dan vat hy sy ekonomiese handboek saam. En wat is dit? Die woord. Hy vat sy Bybel saam as hy die bankbestuurder gaan sien. As hy boer, dan gebruik hy ook sy landbou handboek. Die woord. God se woord. Verstaan jy, dit teken net 'n gelowige wat voortdurend God se leiding gehoorsaam in dit leef. Dit tel vir jou hele lewe. God se woord is nie net, jy moet nie in kompartemente leef nie, jy's altyd 'n kind van die Here. En wat God sê is die waarheid. En dit maak jou vry. Ek dink nou, mense dink nou baie aan begrafnisse, en nou baie keer as iemand sterf, dan almal reageer rus en vrede, rus en vrede, almal so, net rus en vrede. Rus en vrede. Ek is versigtig om dit te sê. Rus en vrede vir die persoon wat gesterf het. Want as hy nie Jesus geken het as die weg, die waarheid en die lewe nie, dan gaan hy nie, of sy nie, rus en vrede nie. Glo ons dit? Of uiter ons maar net sulke gemaklike woordjies? Sulke oppervlakkige vertroostende woorde. As jy nie Jesus ken nie, gaan jy nie in vrede rus nie. Volgens die woord. Nie wat ek sê nie, volgens die woord. Ek dink in Henog se tyd het Adam, as jy die sommetjies maak hier, Adam was 622 jaar met Henog se geboorte, as jy nou hierdie geslagsregister volg, So Henog het nog oupa grootjie geken, Ek weet nie hoeveel grootjies is dit nou nie, maar hy het vir Adam nog geken. En ek dink Henog het met oupa Adam, grootoupa Adam gaan praat en sê, hoe was dit gewees daar in die tuin van Eden voor die sondeval? Hoe was dit om met die Here te praat? En hy het geluister na oupa Adam en het vertel daar in die tuin van hoe God in die aandwindjie met hulle kom praat het en het gemeenskap met die Here gehad en sy stem gehoor. Ek dink hy het dit gehoor. Hy sê, maar dit wil ek hê vandag. Ek wil dit ook hê. En dis wat hy nog gehad het. Hy het so met die God gewandel. Amper soos in die tuin van Eden, voor die sondeval. Dit was sy hartsverlange. Dit was sy begeerte gewees. En en ons kan ook. Ek dink ons kan vandag nog makliker so 'n verhouding hê met God as ons hemelse Vader as Henog se tyd, want Henog het gelewe na die sondeval, maar voor die kruis van Jesus. Ons leef na die kruis van Jesus, Die voorhangsel is geskeur, die pad is oop. Die Here sê, kom na my toe. Hy sê dit ook, in die Bybel word gesê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Die pad is oop, kom na my toe, God nooi ons uit. Dit kan vir ons nog makliker gebeur, as vir Henog. Dis nie net vir Bybelse figure nie.
Nee, nader tot God en hy sal tot jou nader. Want die pad is oop. Voorhangs tot geskeer, Jesus het betaal vir jou sondes. Nee, met sy bloed. Die vraag is net, wat is jou begeerte? Waar lê jou hart? Laas Sondag gepraat van heilige vraers, nee, waar is jou hart? Soek jy eers jou koninkryk of soek jy God se koninkryk? En die wil van die Vader. Nee, as jy kyk na die bergpredikasie. Dien jy God of Mammon? Wat is vir jou die belangrikste? Nee, jou begeertes. Dit bepaal hoe naby jy aan God kom. Is jou begeerte soos jy nog net na ons hemelse Vader, om met hom te wandel, in die geloof. Want as my begeerte ook, daai verkeerde begeertes, en hoe nader jy aan die Here beweeg, nee, as jy, dan brand, is 'n heilige vuur, God is 'n heilige vuur, hy's volmaak heilig, nee, en dit brand daai gras en stoppels, en daai goeters wat nie ewigheidsware, brand dit weg, hoe nader jy aan God kom, en jou begeertes word ook verander, jy draai, jy verander, jy sê op die einde net, Here, net U wil, nie my wil nie, ek het net 'n begeerte na U. Dis wat sal gebeur, hoe nader jy aan God kom, hoe meer verander jou prioriteite. Maak my skat in die hemel bymekaar, hierdie aardse skatte is nie meer die belangrikste nie. En jou prioriteite verander, hoe nader jy aan hom kom. En al daai vleeslike begeertes word weggebrand. Jy word gesuiwer, gereinig daarvan. En reeds, moenie dink jy moet eers volmaak wees voor jy tot God kan nader nie. Dis reeds wanneer jy sonde doen, nader tot God. Gaan nader na hom toe. Nie soos Adam en Eva probeer wegkruip nie, jy kan nie vir God wegkruip nie. Hy is alomteenwoordig, hoe dom kan 'n mens wees? Maar dis wat die sondeval het mense dom gemaak. Na die sondeval is Adam en Eva so dom, hulle dink hulle kruip weg daar vir God. Wat alomteenwoordig is. Moenie dink jy moet eers volmaak word nie. As jy gesondig het, moenie weghardloop van die Here nie, hardloop na hom toe. Gaan na jou sondes na hom toe, gaan bely dit, want Jesus het betaal. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, soos barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Gaan na die Here toe met alles in jou lewe. Klein dingetjies, groot dinge, gaan na die Here toe. En het jy 'n begeerte om naby God te wees? Dit is die vraag. Het jy regtig 'n begeerte om naby God te wees? Want die Here sê, Jeremia 29 vers 13, julle sal my soek en vind, as julle my vra met julle hele hart. Glo jy dis waar? Die Here dwing jou nie, maar hy nooi jou uit. En jy bepaal eintlik hoe naby jy aan God kom. Maar as jy nog eers jou koninkryk hier op aarde soek, nee, dan druk jy God weg. Raak ontslae daarvan, sê Here, U wil. Maak met my soos U wil. En ek verbly my in alle omstandighede. Ek glo wat U sê in U woord. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. En nog iets interessants wat ons lees in die Nuwe Testament van Henog, lees ons in Judas 14. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 tale. So Henog was die eerste gelowige wat geprofeteer het in die Ou Testament. Nee? Nou weet ek daai keer toe Radio Kansel hier gevra het, wie was die eerste ou wat geprofeteer het hulle gesê, wat? Ek verskil. Abraham, of kan julle onthou wie was dit gewees, Ankie? Jy en Elise het ons uitgeval om daai vraag, dink ek, ekskuus, ek wil julle nie op die nee, Henog was die eerste wat geprofeteer het. Eerste gelowige wat geprofeteer het. En mens kan dit verstaan hoekom hy geprofeteer het. Nee, hy was die eerste gelowige wat geprofeteer het. En onthou net, iemand wat naby aan die Here is, nee, God maak sy wil bekend aan jou. En sê vir jou wat gaan gebeur. In die Nuwe Testament sê Jesus, hy noem ons nie meer ondergeskiktes nie.
nee, Johannes 15, hy noem ons nou vriende. Want ondergeskiktes weet nie wat sy baas doen nie. Maar hy het vir ons kom wys, nee, ons is sy vriende. Ons weet wat God doen. So hoe nader jy aan God kom, gaan jy begin profeteer. God gaan sy wil en plan as sy jou vriend. Jesus gaan sy wil en plan met jou lewe as jou vriend vir jou, met jou deel. Vriende deel tog hulle planne en hulle doelwitte met mekaar. Yes man, bid vir my, dit gaan nou gebeur. En dis wat God ook met ons doen. Nee? Jy sal profeteer hoe nader jy aan God beweeg. Die Here sê ook in Amos 3 vers 7, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete geopenbaar het nie. En ons Nuwe Testamentiese gelowiges staan in die ampt van koning, profeet en priester. En Paulus skryf 1 Korintiërs 12, en wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê julle moet ingelig wees. 1 Korintiërs 12 vers 1. En dan noem hy die gawes van die Gees, en een van hulle is profesie, om te profeteer. En in 1 Korintiërs 14 sê hy, dat 1 Korintiërs 14 vers 5, ek wens dat almal in tale spreek, maar meer nog, dat julle sal profeteer. Dis wat moet gebeur. Hoe nader jy aan die Here beweeg, gaan sy Gees jou vul, en hy gaan sy wil en doelwitte aan jou bekend maak, en jy gaan profeteer. Dis 'n gawe wat hier in die gemeente moet funksioneer. Dat ons moet profeteer. God se wil en plan bekend maak. Want hier's baie uitdagings. Julle het nou al 'n paar Sondae gehoor, nê? Daar by die ou SAVF gronde. Ons het weer 'n vergaderings daaroor gehad, nê, met Liesel, die tuine, dit Gardens of Grace daar. Nee, die uitdagings wat nou daar gebeur. Wat moet daar gebeur? Ons het nou gehoor van die Burger Hoërskool. Ons uitreike, Rihanna en Chrysalis, die hele familie is net nou in Nelspruit, hulle troue gister gehad, maar die uitreike na Claremont. Nee, ons kort God se leiding, sy wil en plan, profesie. En dit gebeur. En ons moet dit nie onderdruk hier nie. Geleentheid gee ook. En as die Here 'n spesifieke boodskap op jou hart gedruk het vir die gemeente, of vir iemand, moet jy die vrymoedigheid vat om dit te sê, om dit te noem. Die geleentheid gee daarvoor. So, wees naby aan die Here. Kom ons wandel, kom ons maak dit ook ons begeerte, om te wandel met God. Eerstens, om werklik te glo wat God sê in sy woord, is waar. Moenie net 'n een belofte geloof hê nie, want die meeste kerkmense het net 'n een belofte geloof. En dit is, eendag as ek sterf, dan gaan ek hemel toe, want Jesus het vir my sondes betaal. Maar die kant van die graf hang alles net van myself af. Jou autoriteit groei. Hoe meer beloftes jy in jou lewe vat wat die Here sê in sy woord, en jy sê, maar dit staan in die woord, ek gaan doen dit. Hoe meer beloftes jy glo en doen en dit leef, hoe meer autoriteit gaan jy hê. Hoe meer gaan jy sien hoe die Here deur jou werk en jy profeteer. Want glo is sien in God se koninkryk. Die wêreld sê sien is glo. God se koninkryk, glo is sien. Kom ons leef God se woord. Kom ons bid saam. Here, ons sê dankie vir u woord, u belofte woord. Dankie vir u beloftes, dankie dat u, God almagtig, skepper van hemel en aarde, Here, dat u 'n vader-kind verhouding met ons het deur Christus. En dat u ons uitnooi om nader na u toe te kom. Here, dat ons werklik u hart en die plan en doelwitte vir ons lewens en vir die gemeente kan leef elke dag. Dat u wil aan ons openbaar. U sê klop, sal oopmaak, vra en ek sal gee. Dankie Here. Dankie vir die uitnodiging. En werk in ons harte, Here, dat ons in die geloof tot u elke dag sal nader. En Here, dat ons dan ook vanuit die geloof sal lewe, voortdurend u leiding sal volg. Ook waar ons gaan werk, waar ons by skool is,
ons eksamens skryf, waar ons voorberei vir eksamens. Here, dat ons sal doen wat U vir ons wys. Ons bid en vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.